As ons oor Genesis praat, as ek sê ons gaan by die Bybelstudie praat oor Genesis, waarvoor maak julle julle gereed? Hoe oud is die aarde? Het God die aarde in 7 dae gemaak, of al wat tipe van verhaal? Wat presies het gebeur, die volgorde? Ons het verskriklik baie, ek wil nou amper sê, irrelevante vrae wat ons vra as ons Genesis lees. Ek wil nou nie die oom se naam sê nie, want hulle vir my vra oor, sê ek die aarde is miljoene jare, of sê ek dit is 6000 jaar, wat toe sê ek was voor by dit, ek kan nie onthou. As Paulus na Genesis kyk, dan vra hy 'n vraag, maar hy vra 'n verskriklike belangrike vraag. Hy vra 'n ongelooflike aktuele vraag. As Paulus na Genesis kyk, dan vra hy, hoekom lyk die wêreld soos wat dit lyk? Hoekom is daar soveel korrupsie, soveel magsmisbruik? Hoekom is daar soveel stryd tussen mense? Hy skryf vir die mense in Rome, die Christene, die Jode beklei met die Joodse Christene, die heidene beklei met die heidense Christene, en die Joodse en heidense Christene onderling beklei oor die vakke, mag ons vasvleis eet of nie, oor Sabbatdag en Sondag. Hoekom lyk die wêreld so? En dan, die verskriklikste van alles, hoekom is daar dood in die wêreld? Ons weet, Paulus het hierdie brief geskryf, hy was op hy was van plan om Rome toe te gaan, om daar van Spanje toe te gaan, hy het in kettinge in Rome gekom, as gevangene, en daar is hy volgens oorlewering deur keiser Nero doodgemaak. Hoekom is daar dood in die wêreld? Om antwoord op hierdie vraag te kry, gaan hy na Genesis toe, spesifiek Genesis 3, en die verduideliking wat Paulus gee is eintlik so maklik. Hierdie is regtig een van die maklike gedeeltes in die Bybel om te verstaan. Paulus se manier van skryf is altyd maar ingewikkeld. Maar ons gaan hierdie lees en dan gaan ek dit so half van u probeer verduidelik, en ek het dan dalk moet ons dit aan die einde weer lees, maar jy kan dit by die huis gaan lees, dat jy net kan sien hoe Paulus hier eintlik 'n tipe logiese redenasie het. Hy begin by Adam. Ons almal ken Adam wat sonde gedoen het, en dan bring hy ons tot by wat hy noem die tweede Adam. En dit is Jesus. Hoekom sê hy Jesus is die tweede Adam? Ons moet onthou, Adam is nie 'n persoonsnaam nie. Adam beteken mens of mens. Adam kan jy amper vertaal met homo sapiens, so 'n tipe van iets. Adam beteken mensdom, so Adam staan vir die mensdom, en as Paulus praat van Jesus as die tweede Adam, dan praat hy van die tweede mens, wat 'n verandering in die hele wêreld gebring het. Kom ons lees hierdie gedeelte saam, Romeine 5 van vers 12 tot 21. Daarom, soos daardeur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld. Maar as daar nie 'n wet is nie, word die sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het, op dieselfde wyse as wat Adam oortree het. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie, want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het, en die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens Jesus Christus gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van die een mens se sonde nie, want die oordeel oor die een mens se sonde het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredinge gelei. Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur die een mens begin heers het, dan sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is,
so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortredings toegeneem het, want na mate die sonde toegeneem het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood heers, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Elke keer dan kry ek lag vir myself, want dit voel so ingewikkeld totdat 'n mens verstaan waaroor dit gaan. Paulus vra die vraag, hoekom is daar sonde? Hoekom is alle mense sondig? Julle sal onthou, hy begin die eerste 4 hoofstukke van Romeine het hy gesê, die heidene is nou die Grieke en die Romeine. Nou oor die mense wat nie Jode is nie. Hulle het niks om voor te roem voor God nie, want hulle is sondig. Nou het die Jode gedink, ons is ten minste die volk van die Here, maar nou wys ek vir hulle is ook sondig. Daar is nie een mens op aarde wat nie sondig is. Dit is nou natuurlik 'n ander rol, in Engels sal sê 'n can of worms, jy weet die hele kwessie van die erfsonde, die feit dat ons in sonde ontvang en gebore word. Baie mense het 'n probleem daarmee. My tannie van Jood wil dit gesê, kyk, sy het nie 'n probleem met die erfsonde nie, want sy het 'n klein timonie en dan doen hy dit wat hy nie moet doen. So, sonde is deel van die mens se wese. Waar kom die sonde vandaan? Genesis gee vir ons 'n verduideliking van die sonde. Genesis is besonder, die eerste 11 hoofstukke van Genesis, want dis al praat van die voorgeskiedenis, dis voor die tyd die mense dinge neergeskryf het. So, wat feite is en wat simbole is, soos ek sê, die naam Adam beteken mensdom, die naam Eva is nie 'n vrou se naam, dit beteken lewegewer of moeder. So Adam en Eva is half simbolies vir die hele mensdom, maar wat het hulle gedoen? God het alles goed gemaak. God het vir hulle alles gegee wat hulle wil hê. En gesê, daar's een ding wat hulle nie moet doen nie. Hulle moenie van die boom van kennis van goed en kwaad eet. Sê vir 'n mens, hy moet dit nie doen nie. En wat gebeur? Hy doen dit. Nou is dit interessant, as ons Genesis lees, en ons moet dit nou onthou hier vir die agtergrond waarin Paulus praat. As ons in Genesis lees, was daar 2 bome. Die een is die boom van kennis, en die ander een is die boom van die lewe. Van die boom van die lewe, die Here het nie gesê hulle mag nie daarvan eet nie, maar die boom van kennis mag hulle nie van geëet het nie. Die mense het net wat goed is geëet. Dis soos 'n kind. Die meeste kinders is gelukkig. Hulle skree as hulle honger is, dan moet ma vir hulle help. Hulle skree as hulle wil gaan slaap, dan pa of ma in die bed sit. Pa en ma sorg vir hulle en hulle het geen sorg nie. Dis hoe die mens was. Adam en Eva. Nou het die slang gekom en gesê, maar weet julle, God ken goed, maar hy ken kwaad. Wil julle nie kwaad ook ken? As hulle vir my vandag daai keuse gee, sê ek wil niks van kwaad hê. Maar Eva en Adam het gesê, ons wil graag as God wees, ons wil alles ken, ons wil ook die kwaad ken. En wat doen hulle? Hulle eet van daardie vrug. En daardeur het die sonde in die wêreld gekom. Daardeur, dis belangrik vir Paulus, het al die ellende in die wêreld gekom. En wat doen God? As 2 bome in die tuin. Na hulle geëet het van die vrug, nadat die mens begin sonde doen het, was die lewe nie meer goed nie. En nou sê die Here, dis baie interessant as mense lees, as hulle nou van die boom van die lewe eet, gaan die mense vir ewig lewe met hierdie sleg wat daar in die wêreld is. So wat doen die Here se genade? Hy stuur die mens uit. Hy stuur die mens uit, hy sit daar engele wat omkeer dat die mens nie meer kan terugkom nie, want, luister nou hoe mooi, dit klink snaaks, maar dit is eintlik logies, want nou het die mens nie meer die lewe nie, ons het nou nie meer die feit dat ons vir ewig lewe nie, nou kan ons sterf, en ons weet in Jesus Christus het ons dan die ewige lewe. So dis 'n baie interessante verhaal wat Genesis vertel. Alles was goed, daar was die boom van kennis, bly weg daarvan, daar was die boom van lewe, jy kan vir altyd lewe, maar toe die mens die sonde gedoen,
het God, kom ons sê as gevolg van die straf, die God se straf op die sonde, het God die mens weggestuur uit die tyd, so nou gaan ons dood. So, die dood is die straf op die sonde. Bedoel God sleg met die straf op die sonde? Juis nie. God wil juist dat ons ontslae raak van hierdie lewe van swaarheid en moeilikheid. En weet julle, ek het dit al baie gesien. Iemand word gediagnoseer met 'n ongeneeslike siekte en hulle doen alles om gesond te bly. En dan kom daar 'n tyd waar hulle sê, nou is ek moeg. Nou is ek moeg gestry, nou wil ek gaan om by die Here te wees. Ou mense. Ek het al hoeveel keer gekom by mense wat oor die 90 is, wat sê, ek het nou goed gelewe, die Here het vir my gesorg, maar ek wil nou huis toe gaan. So wat is die situasie? Die hele wêreld is skuldig aan sonde en die hele wêreld ken die dood. Sonde en die dood, dit is 'n werklikheid. Nou as ons nou kom by Paulus se hele redenasie, ek gaan dit nou nie woord vir woord weer lees nie, maar Paulus begin om te sê, deur die een mens, Adam, het die sonde in die wêreld gekom. Hy deel die geskiedenis op in 2 tydvakke, die tyd voor Moses en die tyd na Moses. Hoekom? Want dit gaan vir hom om die wet. Dit gaan vir Paulus om die wet. As ek 100 km/h hier verby ry, en die verkeerspolisie stop my, gaan hulle my kaartjie kan gee. Wie sê ek moet 100 ry? Ek moet 60 ry? Waar is die bordjies? As daar nie bordjies is nie, kan ek mos nie skuldig wees aan die wet nie. Tegnies is dit nou nie, ons wil julle verstaan die punt wat ek maak. As ons sê, vrouens moet van volgende Sondag af hoede in die kerk dra, dan moet jy volgende Sondag hoede dra. Sê nou maar ons wil altyd gehad het mense moet hoede dra, maar ons het dit nie gesê nie, dan as jy nie hoede dra nie, dan oortree jy mos nie 'n wet nie. Dis nou wel snaaks, as die kinders beteken met kort broeke kerk toe kom, nêrens staan daar geskryf, selfs groot mense, nêrens staan daar geskryf, jy moet 'n lang broek kerk toe dra. Maar nou raak party mense ongelukkig, maar hoekom raak jy ongelukkig as mense iets doen wat nie 'n wet oortree nie? Voor Moses was daar nie 'n wet nie. En die wet, julle verstaan, die wet is nie net die 10 gebooie nie, dis die julle eerste 5 boeke van die Bybel. Maar dit gaan hier spesifiek oor wette soos die 10 gebooie. As daar nie gesê word jy mag nie beelde hê, en mense het dan beelde, dan sondig hulle ons eintlik nie, want hulle het nie geweet nie. As daar nie staan, jy mag nie ander gebode hê nie, en die mense dien die Here en ander, dan het hulle ons nou nie geweet nie. As daar nie staan van die naam van die Here en die dag van die Here nie, het ek nie geweet nie. As niemand sê ek mag nie steel nie, en ek steel, dan het ek ons nie geweet nie. Is dit reg? Dis reg, maar wat Paulus gesê het eintlik, as jy dink in Romeine 1, eintlik behoort ons te weet wat reg en verkeerd is. Want ons moet God eintlik die skepping leer ken. Iets binne jou sê om te steel is verkeerd. Maar goed, vir hierdie redenasie van mense wat sê ja, maar ek het nie geweet nie. Toe daar nie 'n wet was, het die mense nie geweet van die sonde nie. Het hulle sonde gedoen? Dis 'n interessante vraag. Hulle het nie geweet hulle doen sonde nie, maar hulle het sonde gedoen. En die bewys daarvan is dat mense voor Moses se tyd gesterf het. So die sonde en die, kom ons sê die loon van die sonde, die straf op die sonde en dood was daar, al was daar nie 'n wet nie. Nou het die wet gekom. En die wet het vir ons gewys hoe sondig ons is. Die wet is daar vir ons om na te strewe, om te probeer leef soos wat die wet sê, maar die wet het vir ons gewys, ons staan nie 'n kat se kans nie. Die arme fariseërs het probeer, maar hoe meer hulle probeer, hoe meer hulle skynheilig word, want jy kan nie die wet hou nie. Dis net nie moontlik nie. Die mens is in sy wese sondig. So wat gebeur? Toe kom die nuwe mens, die tweede mens, Jesus. Jesus wat die tweede Adam is.
En hy kom sterf aan die kruis. Hy sterf aan die kruis om ons vry te maak. Hy het die mag van sonde gebreek. Hoekom? Want hy was gehoorsaam. Adam kan nie gehoorsaam wees nie, hy kon nie gehoorsaam wees nie, en nie een van ons kan gehoorsaam wees nie. Maar dis nogal verskriklik belangrik, Jesus was gehoorsaam. So hy het, ek moet nou amper sê, Adam uitgekanselleer. Maar Jesus het toe nou nie net die sonde verbreek nie, maar hy het ook die dood verbreek. Want hy was dood en hy het lewendig geword. As jy mense kyk na hierdie gedeelte, ek wil regtig hê julle moet dit vanmiddag of later vanoggend weer gaan lees, om nou net mooi dit wat ek nou vertel, wat ek amper sê, te gaan kyk hoe dit daar staan. Paulus maak hier 'n onderskeid tussen Adam en Jesus. Adam het die wet oortree, maar God was genadig. Op daar staan streng gesproke nie Jesus nie, maar ons belydenis nie dit een en so. God was genadig. Hy het die mens uit die tuin gestuur, sodat ons nie vir ewig met sonde hoef te leef nie. Adam het oortree, God is genadig. Deur Adam kom daar veroordeling. Dis bietjie logies. As gevolg van Adam doen almal sonde en daarom tegnies staan almal onder God se oordeel. Nou kan 'n mens ook baie vra, ja, maar die boesmans wat nog nooit van die Here gehoor het nie, daai tipe van goed. Feit is, die sonde dat ons nie doen wat reg is nie en die dood is die hele wêreld vol. Deur Adam kom veroordeling, maar deur Jesus kom daar vryspraak. Dis hoekom Paulus die twee te mekaar stel. Die eerste Adam het veroordeling gebring. Die tweede Adam het vryspraak gebring. Na die eerste Adam, as gevolg van die eerste Adam se dade, het die dood begin heers. Na die tweede Adam se oorwinning heers die lewe. So dis verskriklik belangrik, die dood in sy volheid, dood in terme van negatiewe gedagtes, dood in terme van verhoudings wat opbreek, dood in terme van siekte, ellende. Dit heers in die wêreld, maar deur Jesus heers die lewe. Daarom is kinders van die Here sulke snaakse, want ons het nou reeds die lewe. Daarom is kinders van die Here nie bang vir die dood nie, want ons weet dis die pad na die ewige lewe. Daarom, as keiser die Here gedreig het om die Christene dood te maak, dan het ons gesê, goed, kom ons sing lofliedere tot eer van die Here, want môreoggend is ek by die Here, dan is ek ontslaaf van hierdie stryd hier op aarde. Daarom as daar siekte en swaarkry kom, kan 'n kind van die Here die lig aan die einde van die tunnel sien, waar ander mense net donker gesien. Dit alles het te doen daarmee dat Jesus die een is wat gehoorsaam was, waar Adam oortree het. Nou is dit net interessant hier aan die einde. Paulus, hy was 'n rabbi, hy was 'n fariseer. 'n Fariseer natuurlik wat vir Jesus geken het, en daarom was hy 'n goeie fariseer. Nou redeneer hy soos 'n fariseer, hier in vers 20. Die wet het daarby gekom en die gevolg dat die oortredings toegeneem het, maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel meer oorvloedig. Voor die wet het die mense gedink, ag, die lewe is sleg, maar ek is daarom nou nie so sondig nie. Toe die wet kom, toe skrik hulle, toe sien hulle hoe sondig ons is. En as ek besef hoe sondig ek is, wat dan? Dan besef ek hoe nodig ek vir Jesus het. Ons belydenisskrifte sê, die wet is die tugmeester in Christus. Hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer ek in die Ou Testament lees van al die wet, hoe meer besef ek, maar ek kan nie. Elke keer, jy weet julle, Bruce Wilkinson, hy was, die eerste keer toe hy in Suid-Afrika was, het ek so kursus van hom bygewoon oor geestelike oorlogvoering, maar in daardie proses praat hy nou van 'n klomp goed, hoe dat jy in jouself sonde oorwin. Nou vertel hy, dit is nou baie interessant, hy vertel daar staan was daar 'n sonde waarmee hy so 2 jaar mee sukkel. Hy is vir my daar op 'n troontjie, hierdie wonderlike godsman wat vir almal oor die hele wêreld so leer. Hy sê hy het 'n sonde waarmee hy 2 jaar sukkel. Daardie was hy nog, was daar nog nie WhatsApp nie. Maar sy vrou het elke aand op 'n spesifieke tyd saam met hom gebid vir oorwinning oor daardie sonde. Dit was vir my fenomenaal.
Dit lyk vir my, hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe meer jy in die oë van ander mense 'n goeie mens word, hoe meer ontdek jy in jouself hoe sondig jy is. So, hoe nader die wet kom, wat Paulus hier sê, hoe meer het die sonde toegeneem. Nie die sonde wat toeneem nie, maar bewustheid van die sonde. En dan, hoe meer het God se genade vir jou geword. Kyk, 'n kind, ja, liewe Jesus is daar, maar ek is mos maar 'n kind, onskuldig, ek doen die sonde, nie so, Jesus is nice. Wanneer kom mense tot bekering? Dis gewoonlik op 'n kamp of by een of ander geleentheid wat jy besef hoe sondig jy is. En daai sonde besef maak dat jy besef hoe groot God se genade is en die sonde maak dat God se genade vir jou so groter is. So, hoe groter die wet, hoe groter die sonde, hoe groter God se genade. Volgende week gaan ons so terugkom op hierdie punt, want nou sê die mense, goed, dan moet ek baie sonde doen, dat God se genade kan meer word. Dis nie hoe dit werk nie. Die punt wat hier gemaak word, is dat ons is almal sondig, ons is almal slagoffers van die dood. Die wet bring die sonde uit, en die wet het dit absoluut noodsaaklik gemaak dat Jesus moes kom. Die wet het dit duidelik gemaak dat Jesus moes kom om redding te bring. Deur die Here Jesus het ons die lewe. Ek wil graag afsluit met 'n beeld. Kry gou jou huis se sleutel of jou kas se sleutel. Kan jou huissleutel of jou kassleutel nou vas. Wat doen hierdie sleutel? Hierdie sleutel sluit oop en hy sluit toe. Nou, verbeel jy word gevang en jy word aan 'n tronk gegooi, so 'n middeleeuse tronk. Daar's nie lig nie, daar's niks nie. En hulle vat die sleutel en hulle sluit die deur toe. Hulle sluit die slot van die tralies toe, en wat doen hulle? Hulle maak 'n vuur, hulle het 'n bakkie en hulle smelt daai sleutel. Jy is toegesluit en daar is nie 'n sleutel om uit te kom. Nou lag hulle vir jou, want jy is vir altyd en vir ewig, is jy in hierdie tronk toegesluit. So lewe jy nou, dag in dag uit. In een dag hoor jy 'n geskuif van hier langs en wat gebeur? En die sel langs hulle kom gooi hulle vir Jesus in. En hulle sluit Jesus se slot en hulle smelt daai sleutel oop. Nou is ek hier as Jesus in my posisie, hy is in dieselfde posisie as wat ek is. Maar wat het Jesus wat ek nie het nie? Hy het die spykers aan die kruis en hy het die bloed wat gevloei het. En wat doen hy? Met daai spykers en met sy bloed, kom ons sê maar daai bloed is redelik taai, forge hy 'n sleutel. Hy maak vir homself 'n sleutel en hy pas, maak, en daar kry hy die spykers van die kruis, kry dit reg, om sy eie self oop te sluit. En toe ek my oorkry, wat hy daar is, en hy sluit my self oop en almal in die tronk se sel. Hy maak die hek oop en hy sê, deur die spykers van die kruis in my bloed, het daar vir julle bevryding gekom. Die sleutel wat julle toegesluit het, die sleutel van die eerste Adam, jy kan hom nie kry. Maar deur die sleutel van Jesus se gehoorsaamheid, het hy vir ons die sel oopgesluit. En nou sê hy, kom ons gaan uit. Wat gebeur? Die meeste mense gebruik hulle verstand en hulle sê, dankie Jesus, en hulle volg vir Jesus. Nou is daar 'n paar wat sê, nee, kom ons wag maar, dis nie die regte manier nie, kom ons wag maar en kyk wat gebeur. Nee, Jesus, daar lê die Romeine hier buite vir ons en wag, ander nasies. Hoekom hulle die Here nie wil volg nie? Wat gebeur? Môre kom die soldate daar en sluit jou weer toe en jy bly vir ewig. Jy's verlore. Maar as jy by daartoe kom om te sê, Jesus, u het die slot oopgekry en u het nie net u eie dood oorwin, u eie graf oorwin, maar u het ook vir my die lewe gegee.
Nou gee die Here Jesus vir jou die sleutel van die lewe. Nou het jy die lewe. Ek wil net terwyl jy so die sleutel vashou, ek wil so 'n paar oomblikke van stil gebed gee. Dink 'n bietjie aan die lewe in die tronk van die lewe. Dink aan wat Jesus vir jou gedoen het. En dink aan hoe jy nou gaan lewe in die vryheid wat Jesus vir jou gegee het. 'n Paar oomblikke stil gebed. Dankie Here Jesus, dat U die tweede Adam, die tweede mens is, die een wat blywende verandering gebring. En Here, dankie dat U vir ons die lewe gee. Here, partykeer sukkel ons nog, ons kry baie swaar in hierdie lewe, vol sonde, vol misdaad, vol dood. Maar dankie dat U die saad van oorwinning, die saad van die lewe geplant het. En Here, soos wat die uiterlike mens agteruit gaan, so kom die innerlike mens en hy groei. Dankie dat U dit moontlik maak. En dankie Here, dat U vir ons wat môre moet uitgaan by die werk, môre in die verkeer gaan vassit, môre weer die probleme van elke dag moet beleef. Dankie Here dat U vir ons die sakrament van die nag mag gee. Here, sodat ons nie net kan hoor wat U vir ons gedoen het, maar dit ook fisies kan beleef. Seën ons nou, as ons die nag wil gaan gebruik.